Tydens 'n luukse diner kyk 'n bedelaarseun stilweg na die wêreld wat hom nog altyd geïgnoreer het. Skielik sien hy die miljoenêr se vrou wat 'n gevaarlike sap aan haar stiefseun gee en wanhoop neem oor. Met 'n gil wat deur die saal sny, onthul hy die waarskuwing wat niemand wil hoor nie. Maar wat soos 'n straatboei gelyk het, verander in 'n skok wat almal se lewens vir altyd sal verander. Die aand het oor Paul Krugerlaan geval terwyl die ligte van die Excelsior Hotel die Kaapstad se lig verlig het. In die hoofsaal het kristalglase geklink op die klank van 'n lewendige orkes. Die tradisionele liefdadigheidsdiner van die Marij Stichting was in volle gang en het die Kaapstad se elite bymekaar gebring om fondse in te samel vir behoeftige kinders. Buite, leunend teen die vertoonvenster wat na die saal gekyk het Joachim die beweging met oplettende oë dopgehou. Op 12-jarige ouderdom het die seun 'n skraal liggaam gehad wat deur honger gemerk is en 'n sonverbrande gesig. Sy donker en deurmekaar hare het oor sy voorkop geval en sy verslete klere het hom skaars beskerm teen die koue wind wat daardie Kaapstad se winteraand gewaai het. Joachim was nie toevallig daar nie. Hy het weke lank in die omgewing rondgaan, onder afdakke geslaap en oorleef op loswerkies en die welwillendheid van sommige handelaars. Die reuk van die kos wat uit die hotel gekom het sy maag laat pyn, maar dit was nie net honger wat hom daar gehou het nie. Dit was die nuuskierigheid oor daardie wêreld wat so ver van sy eie was. Binne die saal het Reino Marais, een van die land se suksesvolste sakemanne, tussen die gaste gesirkuleer met 'n beleefde glimlag, alhoewel sy oë hartseer gedraai het wat 3 jaar nie kon uitwis nie. Die jaarlikse geleentheid was 'n huldeblyk aan sy oorlede vrou, Beatrice, wat haar lewe gewy het aan die saak van verlate kinders. Die toespraak was roerend, Reino, het 'n plaaslike politikus gesê terwyl hy 'n glas champagne vasgehou het. Beatrice sou trots gewees het. Dankie, maar ons is nog ver daarvandaan om alles te verwesenlik waarvan sy gedroom het Reino geantwoord en diskreet sy das verstel. Aan die ander kant van die saal het sy seun Matthias, 'n 10-jarige seun met ekspressiewe oë wat sy ma sin herinner het, met 'n kelner gepraat. Asseblief, is u seker daar is niks sitrus in hierdie kanapé nie? Ek het 'n ernstige allergie vir enige soort sitrusvrugte, het die seun verduidelik met die erns van iemand wat al voorheen moeilike situasies deurgemaak het. Moenie bekommerd wees nie, jong heer, het die kelner aandagtig geantwoord. Die chef is ingelig oor die toestand. Hierdie kanapé is veilig, maar as u wil, kan ek net die bring wat uitsluitlik gemaak is met bestanddele wat u reeds ken. Ek verkies dit so, dankie, het Matthias verlig geantwoord. Joachim, wat 'n skerp gehoor gehad het vanweë sy lewe op straat, waar die waarneming van ander se gesprekke die verskil kon beteken tussen eet of nie daardie dag nie, het die dialoog gehoor, selfs deur die venster wat gedeeltelik oop was vir ventilasie. Hy het opgemerk hoe die ryk seun bekommerd gelyk het oor sy mediese toestand. Elise Mouton, Reino se huidige lewensmaat, het Matthias genader met 'n ingeoefende glimlag. Op 34-jarige ouderdom was sy 'n skitterende vrou, 'n voormalige model wat nou 'n kunsgalery in Constantia, 'n luukse woonbuurt in Kaapstad, bestuur het. Haar rooi ontwerpersrok het gekontrasteer met haar diskrete, maar sigbaar duur juwele. Matthias, liewe, kom ontmoet die ambassadeur se dogter, het sy geroep sonder veel entoesiasme in haar stem. Die seun het gehuiwer. Ek kom, Elise. Ek was net besig om oor die kos te bevestig. Altyd hierdie storie van allergie, het sy met 'n ongeduldige gesig gesê, sag genoeg sodat net die kelner en Matthias dit kon hoor. Jou pa oordryf die voorsorgmaatreëls. Sy allergie is werklik en potensieel dodelik, mevrou, het die kelner respekvol gesê. Elise het hom 'n ysige blik gegee voordat sy 'n glimlag geforseer het. Natuurlik. Ek dink net dat om met soveel vrees te leef nie goed is vir sy ontwikkeling nie. Intussen het Joachim bly kyk, nie uit kwaadwilligheid nie, maar omdat daardie wêreld soos 'n film vir hom was, kleurvol, helder en ontoeganklik. Hy het gesien toe Elise, na 'n paar minute se gesprek met belangrike gaste, na 'n drankietafel gegaan het. Die vrou was afgelei en het geanimeerd oor 'n uitstalling met 'n bekende kurator gepraat, toe sy 2 glase optil, een met koeldrank en die ander met vars lemoensap. Sy het teruggegaan na waar Matthias was en die sap aan hom gegee sonder enige kommentaar, haar aandag reeds terug na die kurator wat haar vergesel het. Die seun, vermaak met 'n gesprek oor videospelletjies met 'n ander seun, het die glas gedistreerd aanvaar. Joachim het sy hart vinniger voel klop. Minute tevore het hy duidelik gehoor van die sitrusallergie. Sonder om 2 keer te dink, het die seun na die ingang van die saal gehardloop. Die sekuriteitswag het hom dadelik voorgekeer.
Terug, seun. Hier is nie 'n plek vir jou nie. Asseblief, daar is 'n seun binne wat lemoensap gaan drink, maar hy het 'n allergie, het Joachim probeer verduidelik. Sy fyn kinderstem het amper verdwyn in die gewoel van die geleentheid. Ek weet. Loop, beweeg aan, het die sekuriteitswag hom liggies gestoot. Desperaat het Joachim deur die glas gesien dat Matthias reeds die glas opgelig het. In 'n impuls het hy die sekuriteitswag ontwyk en die saal binne gehardloop en uit volle bors geskree. Moenie dit drink nie. Daar is lemoen in. Jou stiefma het lemoensap in jou glas gesit. Die hele saal het gevries. Almal se koppe het gedraai na die verslete geklede seun wat die gesofistikeerde geleentheid ingevaar het. Senuweeagtige lag en afkerende opmerkings het onder die gaste begin opkom. Reino Marais, verstom, het na sy seun gekyk, wat reeds die glas na sy lippe gebring het. Matthias, wag, het Reino geskree en na sy seun gehardloop. Te laat. Die eerste sluk was reeds geneem. Die verwarde blik op die seun se gesig het vinnig in paniek verander toe sy keel begin toetrek. Die glas het geval en sap oor die marmervloer gespat. Gryp daardie seun, het Elise geskree en na Joachim gewys. Hy veroorsaak 'n boei. 2 sekuriteitswagte het Joachim aan sy arms gegryp terwyl chaos uitgebreek het. Matthias het gewankel, sy hande na sy keel gebring, sy gesig het reeds begin swel en 'n alarmistiese kleur aangeneem. My seun, het Reino geskree en gehardloop om Matthias vas te hou voordat hy geval het. Iemand bel 'n ambulans. Dit is 'n ernstige allergiese reaksie. 'n Jong vrou in 'n eenvoudige rok het vinnig genader. Ek is 'n dokter. Het hy 'n noodhulpstel? Epiepen. In die kar, het Reino paniekerig geantwoord. In my aktetas. Bring dit dadelik, het die dokter beveel en die seun reeds op die vloer neergelê en sy striktas losgemaak. Terwyl een van die sekuriteitswagte gehardloop het om die medisyne te gaan haal, is Joachim uit die saal gesleep en het hy geskree, ek wou net help. Ek het hom gehoor praat van die allergie. Dit was sy wat vir hom die sap gegee het. Elise, bleek, het probeer om haarself te regverdig teenoor die gaste om haar. Ek het nie geweet nie, ek was afgelei, ek het die verkeerde glas geneem. Die dokter, wat haarself later as Karina Alberts, 'n intern by Tygerberg Hospitaal, sou voorstel, het kalm gebly terwyl sy Matthias se vitale tekens gemonitor het. Bly by jou bewussyn, seun. Asem stadig. Die hulp is reeds op pad. Die sekuriteitswag het teruggehardloop met 'n klein tassie. Reino het dit met bewende hande oopgemaak en die outo-inspuiter aan die dokter gegee, wat nie gehuiwer het om dit in Matthias se bobeen toe te dien nie. Dit sal help, maar ons moet hom dadelik hospitaal toe neem, het Karina verduidelik, terwyl die paramedici uiteindelik met 'n brandvaart aangekom het. Buite is Joachim op die sypaadjie neergegooi soos 'n vullesak. Verdwyn hiervandaan voordat ek die polisie bel, straatjapie, het die sekuriteitswag gedreig en terug binne gegaan. Met trane in sy oë het die seun gekyk hoe die ambulans aankom en, minute later, die ryk seun wegneem, met sy pa en stiefma wat meegaan. Niemand het onthou om hom te bedank of selfs te erken dat hy die tragedie probeer voorkom het nie. Verward en bang het Joachim stadig weggestap. Daardie aand was reeds te woes en hy moes 'n veilige plek kry om te slaap. Terwyl hy langs Paul Krugerlaan gestap het, verlig deur die wolkekrabbers en die ligte van luukse motors, het die seun gewonder of die ryk seun sou oorleef. 'n Deel van hom wou hospitaal toe gaan om uit te vind, maar hy het geweet dat hy weer sou word uitgesit. By die vergelegen hospitaal, een van die mees aansienlike in Kaapstad, is Matthias vinnig deur die noodspan behandel. Karina, wat daarop aangedring het om hulle te vergesel, al was dit nie haar vakgebied nie, het van ver af gekyk terwyl die spesialiste gewerk het. Reino het heen en weer geloop in die wagkamer, sy gesig 'n masker van kommer en skuld. Elise het gesit en stip na die grond gekyk, onbekwaam om haar lewensmaat se beskuldigende blik te trotseer. Hoe kon jy, het Reino uiteindelik die stilte verbreek, sy stem sag, maar gelaai met emosie. Ek het jou honderde kere gewaarsku oor sy allergie. Dit is potensieel dodelik, Elise. Dit was 'n ongeluk, Reino, het sy verdedigend geantwoord. Ek het met die minister van kultuur oor die uitstalling gepraat, jy weet hoe belangrik dit vir die galery is. Ek was vir 'n sekonde afgelei. 'n Sekonde van afleiding wat amper my seun se lewe gekos het hy sy stem verhef en ander teenwoordiges in die wagkamer na hulle laat kyk. Voordat Elise kon antwoord, het 'n middeljarige dokter hulle genader. Meneer Marais, die seun is nou stabiel.
Dit was 'n ernstige anafilaktiese reaksie, maar ons het dit betyds onder beheer gekry. As dit nog 'n paar minute langer geneem het. Reino het sy oë gesluit en homself vir die eerste keer sedert die voorval toegelaat om asem te haal. Dankie tog en danksy daardie seën, het hy gemompel. Watter seën, het die dokter verward gevra. 'n Straatseën, het Reino verduidelik en sy oë oopgemaak. Hy het die geleentheid binnegeval en geskree dat my seun nie die sap moes drink nie. Niemand het aandag gegee nie, ons het gedink dit was net 'n indringer wat aandag soek, maar hy het geweet, dokter. Op een of ander manier het hy geweet dat dit lemoensap was. Terwyl Matthias onder die invloed van die medisyne geslaap het, het Reino langs die bed gebly en sy seun se asemhaling dopgehou. Die konstante gepiep van die moniteringstoerusting was die enigste klank in die luukse hospitaalkamer. Sy gedagtes was egter verdeel tussen dankbaarheid dat sy seun lewe en kommer oor die onbekende seun wat die ware held van die aand was. Die deur het stilweg oopgegaan en Karina het ingekom, nou geklee in 'n wit doktersjas oor gemaklike klere. Ter Alberts het Reino haar gegroet en opgestaan. Ek het nie geweet jy werk hier nie. Ek werk nie, het sy met 'n sagte glimlag geantwoord. Ek is 'n intern by die Tygerberg, maar ek het gekom om Matthias se geval te volg. Ek hoop u gee nie om nie. Glad nie. Trouwens, ek is diep dankbaar vir u vinnige ingryping. Karina het die bed genader, Matthias se vitale tekens nagegaan en aantekeninge op 'n knipbord gemaak. Hy reageer goed op die behandeling. Die span hier is uitstekend. Hoe lank totdat hy huis toe kan gaan? Waarskynlik môre middag as hy stabiel bly. Maar hy sal minstens 72 uur lank streng gemonitor moet word. Anafilaktiese reaksies soos hierdie kan sekondêre effekte of selfs herhalings hê. Reino het sy hand deur sy grys hare by sy slape gevee, 'n gebaar wat sy moegheid en kommer verklap het. Ek verstaan nie hoe dit kon gebeur nie. Al die hotelpersoneel is ingelig oor sy allergie, al die kelners sê. Meneer Marais het Karina sagkens onderbreek, soos ek verstaan, was dit nie 'n kelner wat die drankie aan u seun gegee het nie. Reino se blik het onmiddellik verhard. Dit was Elide. My lewensmaat. Het sy van die allergie geweet? Sy het geweet. Almal weet. Sedert Beatrice oorlede is, was ek uiters versigtig hiermee. Matthias het amper ons een keer verlaat toe hy 5 jaar oud was, per ongeluk. Sedertdien is dit 'n reël in ons huis, geen sitrus nie. Niks. Karina het gehuiwer voordat sy voortgegaan het en haar woorde versigtig gekies het. Vergewe my vir die inmenging, maar het dit al voorheen gebeur. Nie noodwendig iets so ernstig nie, maar nalatigheid van haar kant. Reino het weer gaan sit, sy blik vas op sy slapende seun. Vir 'n lang oomblik het hy stil gebly, asof hy gewonder het of hy iets so intiems met 'n vertele vreemdeling moes deel. Uiteindelik het hy gesig. Sedert ons begin uitgaan het, 2 jaar na Beatrice se heengaan, het Elise nog altyd Matthias se behoeftes as oordrywing beskou. Asof dit die grille van 'n bedorwe kind of oorbeskerming van my kant was. Sy vergeet sy mediese afsprake, skoolverpligtinge, ignoreer die dieetbeperkings asof dit net ongerief is. Die dokter het die pyn op die man se gesig opgemerk. Dit was nie net die kommer van 'n pa oor sy siek seun nie, maar 'n pynlike besef wat in sy gedagtes besig was om te vorm. Ek moes dit opgemerk het hy voortgegaan, amper met homself gepraat. Die tekens was nog altyd daar. Sy wou nooit regtig, sy het nooit werklik omgegee vir hom nie. Meneer Marais, ek is nie 'n sielkundige nie, het Karina sagkens gesê, maar as dokter sien ek baie gesinne wat deur die hospitaal gaan. En daar is 'n patroon wat hom herhaal. Wanneer iemand stelselmatig die mediese behoeftes van 'n kind ignoreer, is dit selde weens vergeetachtigheid of afleiding. Wat insinueer u, dokter? Ek insinueer niks. Ek nooi u net uit om te reflekteer. As dit nie vir daardie seun was nie. Die seun. Die melding van die klein onbekende het Reino skielik laat opstaan. My God, die seun. Hy het almal probeer waarsku en ons het hom uitgesit. Hy het geweet, op een of ander manier het hy geweet van Matthias se allergie. Dis waaroor ek graag wil praat, het Karina gesê en die knipbord toegemaak. Terwyl ons op behandeling gewag het ek 'n paar vrae aan die hotel se sekuriteitswagte gevra. Blykbaar is hierdie seun al 'n paar weke in die omgewing gesien. Soos ek verstaan, het hy die hotel se beweging dopgehou, soms draers gehelp in ruil vir kos. 'n Straatseun, het Reino gemompel, die skuld het in sy bors gegroei. Ja.
En volgens een van die kelners was hy naby die venster tydens die geleentheid. Dieselfde kelner het my vertel dat Matthias minute tevore oor sy allergie verduidelik het. Hy het gehoor, het Reino afgesluit, die besef het in sy oë opgekom. Die seun het Matthias hoor praat van die allergie, het Elise die lemoensap sien gee en het probeer verhoed. Presies 'n straatseun, sonder formele opvoeding, sonder hulpbronne, het meer aandag gegee aan die seun se welstand as. Karina het haarself skielik onderbreek. As sy eie stiefma, het Reino voltooi, sy stem het skaars die woede bedwing wat begin opkom het. Waar is hy nou? Die seun. Ek moet hom bedank. Die sekuriteitswagte het hom uitgesit. Een van hulle het gesê dat hy bang gelyk het, waarskynlik het hy gedink hy sou van iets beskuldig word. Ek is bevrees hy het teruggegaan straat toe. Reino het na die hospitaal se venster gestap en na die verligte stad gekyk wat tot by die horison gestrek het. Iewers daar buite was 'n seun wat sy seun se lewe gered het, alleen, sonder iemand om hom te beskerm, sonder 'n plek om te slaap, sonder behoorlike kos. Ek sal hom vind, het hy vasberade verklaar. Ek weet nie hoe nie, maar ek sal hom vind. Intussen in 'n munisipale skuiling in die middestad van Kaapstad, het Joachim op 'n dun matras gekrimp en die ruimte met 20 ander seuns gedeel. Nadat hy uit die hotel gesit is, het hy 'n paar uur doelloos rondgedwaal, totdat hy deur 'n maatskaplike werker genader is wat 'n nagrondte gedoen het. Hy was moeg, honger en bovenal bekommerd oor die lot van die ryk seun. "Haai, nuweling," het 'n ouer seun geroep en nader gekom. "Wat is jou naam?" "Joachim," het hy onseker geantwoord. "Waar kom jy vandaan? Ek het jou nog nooit hier gesien nie." Joachim het gehuiwer. "Nêrens nie. Ek is al lank op straat." Die ouer seun, wat homself as Tiaan voorgestel het, het langs hom gaan sit. "Ons almal het 'n storie, Boet. Wat is joune?" "Ek het geen storie nie," het Joachim geantwoord en sy skouers opgetrek. "My ma het my by my ouma gelos, wat verlede jaar oorlede is. Sedertdien is ek op my eie." "En vandag? Wat het vandag gebeur? Jy het so opgewonde hier aangekom." Joachim het gesug en besluit om die seun te vertrou. "Ek het 'n slegte ding in 'n spoggerige hotel gesien gebeur. 'n Seun het amper 'n groot probleem gehad as gevolg van 'n sap wat sy stiefma sonder om op te let gegee het." "En wat het jy daarmee te doen?" "Ek het probeer waarsku. Ek het die plek binnegeval en geskree dat hy dit nie moes drink nie. Maar ek dink dit was te laat." Tiaan het saggies gefluit. "Jy het 'n ryk mense se geleentheid binnegeval. Jy het gids, hoor. En wat het daarna gebeur?" "Hulle het my op straat gegooi soos vullis," het Joachim bitter geantwoord. "Ek weet nie eers of die seun reg is nie." Aan die ander kant van die stad het Elise Mouton haar dakwoonstel in Constantia binnegegaan, alleen. Reino het dit duidelik gemaak dat hy haar nie in die hospitaal wou hê nie na wat gebeur het nie. Sy het haar ontwerpershandsak op die witbank gegooi en direk na die kroeg gegaan en vir haarself 'n ruim porsie whisky geskink. Haar selfoon het aangehou vibreer met boodskappe van gaste van die geleentheid wat navraag gedoen het oor Matthias se toestand. Die nuus het reeds oor sosiale media versprei en sommige publikasies het gesuggereer dat die stiefma se nalatigheid amper 'n tragedie veroorsaak het. Die noukeurig gekweekte beeld van 'n filantropiese sosiale vlinder het vinnig verkrummel. "Vervloekte seun," het sy vir haarself gemompel, nie na Matthias verwysend nie, maar na die straatseun wat haar fout blootgelê het. Hy moes hom bemoei waar hy nie geroep is nie. Die interkom het gelei en haar laat opspring. Dit was te laat vir besoeke, veral daardie woelige aand. Huiwerig het sy geantwoord. "Mevrou Mouton," het die portier se stem gespanne geklink, "wag mevrou op die pers. Daar is 'n paar verslaggewers hieronder wat 'n verklaring vra oor die voorval by die liefdadigheidsgeleentheid." Elise het die bloed in haar are voel stol. Haar loopbaan, haar reputasie, alles wat sy gebou het, was op die spel. "Nee, oom Koos, ek wag op niemand nie. Moenie hulle onder geen omstandighede laat opkom nie." Nadat sy die interkom neergesit het, het Elise in sirkels deur die kamer geloop, haar gedagtes het woes gewerk. Sy het 'n strategie nodig gehad, iets om haar openbare beeld te red. Miskien kon sy dit omskep in 'n bewusmakingsveld tog oor allergieë. Of nog beter, die voorval gebruik om die fokus na iets positiefs te verskuif, soos om die straatseun te vind en hom in 'n inspirerende storie van oorwinning te verander. Met bewende hande het sy haar persadviseur gebel. "Paul, ons het 'n noodgeval.
Ek moet hê jy berei 'n amptelike verklaring voor. Die volgende oggend het Reino vroeg by die Instituut vir Identifisering van Kwesbare Minderjariges aangekom, liggaam verbonde aan die munisipale departement van maatskaplike ontwikkeling. Hy het baie min geslaap, afwisselend tussen die monitering van Matthies se slaap en die oproepe na kennisse wat hom kon help om die geheimsinnige seun op te spoor. Meneer Marais het die direkteur van die instituut, de Mariana Smit, 'n middeljarige vrou met 'n ernstige en deernisvolle uitdrukking, hom gegroet. Ek het u boodskap ontvang. Ek moet erken ek was verbaas oor u persoonlike belangstelling in die saak. En Erekwessie dokter het Reino geantwoord en op die aangebode stoel gaan sit. Hierdie seun het my seun gered. Ek wil hom help om op een of ander manier vergoed. Mariana het geknik en haar bril verstel. Ek verstaan. Wel, op grond van die beskrywing wat u gegee het, het ons data met ons stelsel gekruis. Ons het 'n paar seuns wat by die profiel pas, tussen 12 en 14 jaar oud, donkerkop, wat die afgelope weke in die Paul Krugerlaan gebied gesien is. Sy het 'n paar foto's oor die tafel geskuif. Reino het dit aandagtig bekyk en sy hart het gekrimp voor die leë en wantrouige uitdrukkings van daardie jong mense, gemerk deur die hardheid van die lewe op straat. Hierdie een het hy uiteindelik na die derde foto gewys en die lewendige en onrustige oë herken wat hy kortliks in die hotel se saal gesien het. Ek is seker dit is hy. Mariana het die ooreenstemmende leer geraadpleeg. Joachim da Silva, 12 jaar oud. Baie vroeg wees gelaat deur sy pa, op 8-jarige ouderdom deur sy ma verlaat, grootgemaak deur sy ouma wat verlede jaar oorlede is. Sedertdien het hy deur verskeie skeilings gegaan, maar bly nooit lank nie. Hy verkies die strate. Waar is hy nou? Hy is gisteraand deur een van ons sosiale uitreikspanne opgeneem en na die munisipale sentrumskuiling verwys. Maar hy het reeds ontsnap, het die direkteur met 'n moesig voltooi. Dit het vanoggend baie vroeg gebeur. Een van die toesighouers sê hy het onrustig gelyk gedurende die nag en gevra oor die seun van die hotel. Reino het 'n steek van teleurstelling gevoel. Waarheen kon hy gegaan het? Met hierdie seuns weet 'n mens nooit. Sommige het hul gebiede, plekke waar hulle veilig voel. Ander swerf gedurig. Joachim is 'n eienaardige geval. Volgens vorige verslae bly hy gewoonlik in meer besige gebiede, soos die Middestad, Paul Krugerlaan, Kirstenbosch. Hy hou daarvan om mense dop te hou. En hoe vind ek hom? Mariana het hom 'n nuuskierige blik gegee. As ek mag vra, meneer Marais, wat presies beplan u om te doen wanneer u hom vind? Baie mense wil help, maar nie altyd op die regte manier nie. Die vraag het Reino onverwags betrap. Trouwens, hy het nie veel verder gedink as die intense begeerte om die seun te vind nie. Wat sou hy daarna doen? Formele dankie. Finansiële beloning. Alles het onbeduidend gelyk in die lig van wat Joachim gedoen het. Ek eerlikwaar, ek weet nie. Ek wil hom bedank, dit is seker. Ek wil verseker dat sy basiese behoeftes voorsien word. Miskien sy studies finansier en gesin vind wat. Meneer Marais het Mariana sagkens onderbreek. Kinders soos Joachim ontwikkel komplekse verdedigingsmeganismes. Vertroue is iets skaars vir hulle. Enige benadering moet versigtig wees om hom nie nog meer te skrik nie. Reino het geknik en die delikate aard van die situasie verstaan. Wat stel u dan voor? Ons kan ons straatspanne mobiliseer om hom te soek. As ons hom vind, kan ek 'n kontak bemiddel in 'n veilige en beheerde omgewing. Ek sal dit doen, het Reino ingestem en opgestaan. Maar ek wil hom ook persoonlik soek. Is daar spesifieke plekke waar die spanne die soektogte konsentreer? Mariana het gehuiwer, maar iets in die vasberadenheid van daardie man het haar oortuig. Sy het 'n paar adresse op 'n stuk papier geskryf. Dit is die hoofpunte waar straatkinders gewoonlik bymekaar kom. Maar, meneer Marais gaan vergesel. Sommige van hierdie gebiede is nie veilig nie, veral vir iemand soos u. Reino het die papier in sy sak geberre, bedank en die instituut verlaat met 'n nuwe missie. Op pad terug na die hospitaal het hy sy persoonlike assistent, Reinhard, gebel en duidelike instruksies gegee. Hy wou alle moontlike inligting oor Joachim en 'n span tot sy beskikking om met die soektogte te help. In die hospitaal het hy Matthies wakker gevind, nog bleek, maar sigbaar beter. Naast die bed, tot sy verbasing, was ter Karina, wat geanimeerd met die seun gepraat het. Pa, het Matthies uitgeroep toe hy hom sien.
Sy oë het egter dadelik op die onbekende seun gefokus wat hom vergesel het. Is dit hy? Die seun wat my gister gewaarsku het? Reino het 'n blik met Garina gewissel voordat hy geantwoord het. Dit is waar, seun. En ek dank God dat hy dit gedoen het, al het ons nie betyds aandag gegee nie. Hoekom het niemand hom geglo nie, het Matthias gevra met die brutale eerlikheid tipies van kinders. Die vraag het Reino soos 'n vuis in die maag getref. Hoe om aan 'n 10-jarige kind die komplekse sosiale hiërargie te verduidelik wat veroorsaak het dat 'n vorderige seun outomaties in 'n luukse omgewing geïgnoreer is. Mense soms oordeel mense op voorkoms, het hy uiteindelik geantwoord. Hy het nie gelyk of hy by daardie plek hoort nie, so niemand het aandag gegee aan wat hy gesê het nie. Dit was 'n verskriklike fout. En waar is hy nou? Kan ons hom bedank? Ek probeer hom vind, seun. Ek beloof ek sal hom oral in die stad soek as dit nodig is. Garina het die interaksie met belangstelling dopgehou. Daar was iets roerends in die manier waarop pa en seun oor die onbekende seun gepraat het, opregte kommer wat verder gegaan het as bloot dankbaarheid. Intussen het Joachim deur Kirstenbosch gestap, sy maag het van honger geknor. Hy het die skuiling voor ontbyt ontsnap, onbekwaam om die streng reëls en die gevoel van opsluiting te verduur. Maar nou, met die son reeds hoog in die lug, het hy 'n bietjie spyt gehad oor die impulsiewe besluit. Haai, seun, het 'n straatverkoper geroep toe hy hom aanhoudend na die uitgestelde versnaperinge sien kyk. Is jy honger? Joachim het skaam geknik. Kyk, ek kan nie gratis kos gee nie, ek moet my bestaan verseker, het die man verduidelik, maar as jy help om die area skoon te maak wanneer ek die karretjie toemaak, gee ek jou 'n frikadel en 'n koeldrank, wat sê jy? Met glimmende oë het die seun dadelik aanvaar. Sittend in die skaduwee van 'n boom, terwyl hy die nog warm frikadel verslind het Joachim die gesinne dopgehou wat in die park gestap het. Vaders en moeders hand aan hand met hul kinders, paartjies, groepe vriende wat lag. Behoort. Iets wat hy nie gevoel het sedert sy ouma se heengaan nie. Sy gedagtes het teruggegaan na die seun van die hotel. Sou hy lewe? Die dokter het bekwaam gelyk, maar daardie reaksie was skrikwekkend. En die vrou in die rooi rok, die stiefma, daar was iets vreemds aan haar. Die manier waarop sy die sap gegee het, afgelei, oninteressant. Hoe kon iemand so nalatig wees met iets so belangrik? Skielik het hy gevoel hy word dopgehou. Terwyl hy sy kop gedraai het hy 'n man in 'n pak 'n paar meter verder gesien, besig om op sy selfoon te praat terwyl hy in sy rigting gekyk het. Hy het bekend gelyk, maar Joachim kon nie onthou van waar nie. Die instink van oorlewing het harder gepraat, volwassenes wat straatkinders dophou was selde goeie nuus. Nadat hy vinnig sy middagete voltooi het hy in die teenoorgestelde rigting weggestap. Aan die ander kant van die stad het Elise Mouton haarself in die spieël van die kunsgalery se vergaderkamer bekyk. Sy was onberispelik geklee in 'n buige vrouepak, met diskrete grimering en 'n ingeoefende uitdrukking van kommer. Binne 'n paar minute sou sy 'n perskonferensie hou om die betreurenswaardige voorval van die vorige aand te verduidelik. Haar persadviseur, Paul, het die hoofpunte hersien. Onthou, die narratief moet wees van 'n verskriklike ongeluk, 'n oomblik van afleiding wat enige iemand kon gehad het. Beklemtoon hoeveel jy van jou stiefseun hou, hoe jy jou ingespan het om 'n moederfiguur te wees na die verlies van sy ma, noem dat almal mense is, foute maak, en dat jy verpletter is oor wat gebeur het. Elide het meganies geknik. En wat van die straatseun? Ag ja, uitstekende haak. Kondig aan dat jy 'n veldtog begin om hom op te spoor en te beloon. Dit verskuif die fokus van die voorval na 'n inspirerende storie van onwaarskynlike heldhaftigheid. Maar wees versigtig om nie te lyk asof jy dit as afleiding gebruik nie. Ek verstaan. Paul het gehuiwer voordat hy voortgegaan het. Elise, die joernaliste sal vra of dit werklik 'n geïsoleerde ongeluk was of wel, of daar 'n patroon is. Sommige ondersoek reeds jou verhouding met Matthias. Dit lyk asof daar ander voorvalle was. Elise se oë het gevaarlik vernou. Watter voorvalle? 'n Anonieme bron het genoem dat jy Matthias verskeie kere by die skool vergeet het, belangrike mediese afsprake gemis het, sy spesiale behoeftes by ander geleenthede geïgnoreer het. Hulle skilder 'n beeld van opsetlike nalatigheid, het Elise voltooi, haar stem eisig. Is dit waarvan hulle my beskuldig? Nie eksplisiet nie, maar die insinuasies is daar. Ons moet voorbereid wees. Elise het skielik opgestaan en deur die kamer geloop. Dit is absurd.
Ek is 'n loopbaanvrou, nie 'n oppasser nie. Reino het altyd geweet dat die aanvaarding van die moederrol nie my prioriteit was nie. Ons het werknemers om vir sulke dinge te sorg. Paul het haar aangekyk, verras deur die opregte uitbarsting. Elise, asseblief, herhaal dit nooit in die openbaar nie. Nooit. Toe sy haar fout besef, het Elise diep asem gehaal en haarself herstel. Natuurlik, dit was net die stres wat praat. Kom ons gaan voort met die plan. In die hospitaal het Reino 'n oproep van Reinhard ontvang. Meneer, een van ons kontakte het 'n seun gesien wat by die beskrywing pas in Kirstenbosch, naby die dam. Ek is nou op pad soontoe. Goed. Ek verlaat die hospitaal, ek ontmoet jou daar oor 20 minute. Nadat hy neergesit het, het Reino die situasie aan Matthias en Garina verduidelik. Hulle het dalk Joachim gevind. Ek gaan persoonlik kyk. Pa, ek wil saamgaan, het Matthias uitgeroep en probeer opstaan. Nee, seun, jy moet rus. Ek beloof dat sodra jy herstel het, jy hom sal kan ontmoet. Farina, wat op die punt was om te vertrek, het aangebied, ek kan u vergesel as u wil. Ek ken die sielkundige profiel van hierdie seuns, ek kan help met die benadering. Reino het net vir 'n oomblik gehuiwer. Dit sal wonderlik wees, dokter. Dankie. Terwyl hulle uitgegaan het, het hulle nie opgemerk dat Elise deur die ander gang aankom nie, vergesel deur haar adviseur en 'n diskrete fotograaf. Sy het besluit om 'n strategiese besoek aan haar stiefseun af te lê voor die perskonferensie, om die beeld van 'n besorgde stiefma te versterk. Om Reino en die dokter saam te sien uitgaan, het haar onmiddellik op haar hoede gestel. Paul vind uit wie daardie vrou saam met Reino is, het sy gefluister en hulle dopgehou toe hulle die huispak ingaan. In Kirstenbosch het Joachim 'n stil plek naby die Irma Sternmuseum gevind. Sittend op die gras het hy die eende in die dam dopgehou toe hy 'n ongewone beweging opgemerk het. Twee mans in pakke, besig om op hul selfone te praat, het deur die park geloop asof hulle iets of iemand gesoek het. Die instink van selfbehoud het hom vinnig laat opstaan. Terwyl hy rondgekyk het, het hy nog 'n man van 'n ander kant af sien aankom. Hulle het die gebied metodologies omsingel. Met 'n vinniger hartklop het Joachim in die rigting van die naaste uitgang begin stap en probeer om nie te hardloop om nie aandag te trek nie. Dit was toe 'n luukse swart motor naby die hekke stilgehou het. Daaruit het 'n man en 'n vrou geklim. Selfs op 'n afstand het Joachim dadelik die sakeman van die hotel herken. Was hy na hom op soek? In 'n fraksie van 'n sekonde het Joachim sy besluit geneem. Hy het gehardloop na die digterste deel van die park, waar bome en bosse skuilings kon bied. Hy het nie geweet wat daardie mense wou hê nie, maar jare op straat het hom geleer dat ryk volwassenes selde seuns soos hy met goeie bedoelings genader het. Reino en Garina het uit die motor geklim en Reinhard gevind wat reeds op hulle gewag het. Meneer, my manne het hom 'n paar minute gelede gesien, naby die dam. Ons probeer om nie skrik nie, net oogkontak behou. Goed, het Reino goedgekeur. Ons sal stadig nader kom, Albert sal die aanvanklike benadering doen. Sy het ervaring met kinders in kwesbare situasies. Garina uitgeknik, maar haar blik was bekommerd. Ons moet versigtig wees. As hy bedreig of in 'n hoek gedruk voel, kan hy vlug of wegkruip waar ons hom nie sal kan vind nie. Verstaan? Ons gaan kalm aan. Hulle het deur die park geloop en die diskrete aanwysings van die span wat deur Reino gehuur is, gevolg. 'n Paar meter verder het hulle 'n klein figuur tussen die bome sien hardloop. Dis hy, het Reinhard uitgeroep. Hy vlug, het Garina gealarmeerd opgemerk. Iets het hom geskrik. Reino het stilgehou, gefrustreerd. Hoe gaan ons hom benader sonder om hom nog meer te skrik? Hy sien ons waarskynlik as 'n bedreiging. Garina het vir 'n oomblik gedink. Laat ek iets anders probeer. Julle bly hier. Alleen in die rigting waar Joachim gehardloop het, het die dokter begin roep, Joachim. My naam is Garina, ek is die dokter wat die seun van die hotel gister behandel het. Hy is reg en wil jou bedank. Tussen die bosse waar hy weggekruip het, het Joachim gevries toe hy sy naam hoor. Hoe weet daardie vrou hom geken? En hoe het sy geweet van die seun van die hotel? Nuuskierig, maar nog steeds agterdogtig, het hy deur die blare geloer. Joachim, jy het Matthias se lewe gister gered, het Garina voortgegaan en op 'n veilige afstand gestop. Hy is in die hospitaal, herstel goed, danksy jou. Sy pa is hier en wil net dankie sê, niks meer nie. Joachim se hart het vinniger geklop. So die seun Matthias het gelewe.
en sy pa het hom gesoek om dankie te sê. Dit het te goed gelyk om waar te wees. Hoe weet ek dat julle my nie na die polisie sal neem nie, het hy geskree, nog steeds weggesteek. Ek het daardie plek binnegeval. Karina het geglimlag, verlig om die seun se stem te hoor. Niemand sal jou na die polisie neem nie. Jy is 'n held, Joachim. As dit nie vir jou was nie, kon Matthias dalk vandag nie by ons gewees het nie. Huiwerig het Joachim gedeeltelik uit sy skuilplek gekom, nog steeds gereed om te hardloop indien nodig. Hy het die dokter 'n paar meter verder gesien staan, alleen, met haar hande oop in 'n gebaar van vrede. Hoe ken u my naam, het Joachim gevra, nog agterdogtig, maar 'n tree vorentoe uit die bosse. Karina het afstand gehou en die seun se ruimte gerespekteer. Die maatskaplike werkers het ons vertel. Hulle is bekommerd oor jou, het jy geweet. Hulle het gesê jy het vanoggend uit die skuiling gevlug. Ek hou nie van skuilings nie, het hy geantwoord en sy skouers opgetrek. Te veel reëls, te veel mense. Ek verkies om alleen te wees. Die dokter het met begrip geknik. Ek verstaan. Maar is jy veilig? Het jy 'n plek om te slaap? Wat om te eet? Ek red myself, het Joachim geantwoord met die trots van iemand wat op sy eie oorleef het. Sy oë het egter voortdurend beweeg en gesoek na die mans in pakke wat hy voorheen gesien het. Wie is daardie mense? Kom soek hulle my. Hulle is mense wat verminder. Maar hy's werk, Matthias se pa. Hy wil jou regtig ontmoet, net om dankie te sê. Niks meer nie. Joachim het gehuiwer en verby die dokter gekyk, in die rigting waar Reino op 'n respekvolle afstand gewag het. Is dit die seun se pa? Karina het effens omgedraai en vir Reino gewaai, wat aangedui het dat hy kon naderkom, stadig. Ja, dit is hy. Reino Marais. Hy is baie dankbaar vir wat jy gedoen het. Reino het stadig na hulle toe geloop, alleen en Reinhard en die ander mans agtergelaat. Toe hy naby kom, het hy 'n paar tree afstand gehou en die seun se gespanne lyfstaal opgemerk. Hallo Joachim, het hy met 'n sagte stem gegroet. Ek is Reino, Matthias se pa. Is die seun reg, was Joachim se eerste vraag, wat Reino en Karina verras het met sy opregte kommer. Ja, danksy jou, het Reino geantwoord, emosioneel. Die dokters het gesê as hy meer van die sap gedrink het, of as die hulp nog 'n paar minute langer geneem het. Hy het nie die sin voltooi nie, onbekwaam om te verwoord wat kon gebeur het. Ek het hom hoor praat met die kelner, het Joachim verduidelik en 'n bietjie ontspan. Hy het gesê hy het 'n ernstige allergie vir enige iets met lemoen, suurlemoen, daardie vrugte. Toe sien ek die vrou in die rooi rok wat die sap vir hom gee sonder om eers behoorlik te kyk wat dit was. Reino het 'n knop in sy keel gevoel. Dit is presies wat gebeur het. Elise, my lewensmaat, sy het die verkeerde sap geneem, afgelei. Sy hou nie baie van hom nie, het Joachim gevra met die brutale openhartigheid van kinders. Mens kon sien aan die manier waarop sy gepraat het. Die vraag het Reino onverwags betrap. Dit was die tweede keer in minder as 24 uur, dat iemand iets uitgewys het wat vir hom jare lank voor die hand liggend moes gewees het. Dit is ingewikkeld, het hy uiteindelik geantwoord. Maar ek is nie hier om oor Elise te praat nie. Ek het gekom om jou persoonlik te bedank vir wat jy gedoen het. Jy het my seun se lewe gered, Joachim. Daar is nie genoeg woorde om my dankbaarheid uit te druk nie. Joachim het sy blik afgeweer, ongemaklik met die dankbaarheid. Enige iemand sou dieselfde gedoen het. Nee, sou nie, het Reino verskil. Daar was meer as 200 mense in daardie saal, insluitend sy eie stiefma, en niemand het die gevaar opgemerk nie. Net jy. 'n ongemaklike stilte het gevolg, met Joachim wat 'n klein klippie geskop het, onseker oor hoe om te reageer. Joachim het Reino voortgegaan en sy woorde versigtig gekies, ek wil graag iets doen om jou te help. Enigiets. Jy hoef net te vra. Die seun het sy oë opgelig, agterdogtig. Ek het nie aalmoese nodig nie. Ek bied nie aalmoese aan nie, het Reino haastig verduidelik. Ek bied 'n geleentheid. Miskien wil jy Matthias ontmoet. Hy is baie gretig om jou persoonlik te bedank. Die seun se oë het vir 'n oomblik opgehelder, maar die agterdog het vinnig teruggekeer. Die hospitaal. Ek weet nie, ek het nooit van hospitale gehou nie. Karina het tussen beide getree, Matthias behoort môre ontslaan te word. Miskien kan jy hom daarna by sy huis besoek. By sy huis. In die herrehuis, het Joachim gevra, die ongeloof was duidelik in sy stem.
Reino het vir die eerste keer geglimlag. Ja, in my huis. Matthias sal baie bly wees. En daarna kan ons praat oor hoe ek jou behoorlik kan vergoed vir wat jy gedoen het. Joachim het gelyk of hy die voorstel oorweeg. Sy blik het afgewissel tussen Reino en Garina en hul opregtheid geëvalueer. Uiteindelik het hy sy skouers opgetrek in 'n gebaar wat onverskillig probeer lyk het, maar sy belangstelling nie heeltemal kon wegsteek nie. Ek kan hom gaan sien. Net om te weet of alles reg is. Reino het 'n golf van verligting en dankbaarheid gevoel. Uitstekend. Ons kan dadelik gaan, as jy wil. Of miskien. Hy het gehuiwer en die seun se verslete klere, sy vuil gesig en hande opgemerk. Miskien wil jy eers 'n bad, skoon klere en 'n ordentlike maaltyd hê. Joachim het onmiddellik styf geword. Ek vra nie vir liefdadigheid nie. Dit is nie liefdadigheid nie, Joachim, het Garina sagkens tussen beide getree. Dit is gasvryheid. Wanneer ons iemand besoek, wil ons gewoonlik ons beste self voorstel, nie waar nie? En ek is seker jy moet honger wees. Die seun se maag het in reaksie geknor, asof dit vir die oomblik geprogrammeer was, wat glimlagte by al drie ontlok het. Goed dan, het hy uiteindelik ingestem. Maar daarna sal ek Matthias sien en dan sal ons praat, reg? Sonder verpligting. Sonder verpligting, het Reino ingestem en sy hand uitgesteek. Na 'n oomblik van huiwering het Joachim dit ferm geskit. Intussen in die hospitaal het Elise Matthias se kamer binne gegaan, met 'n enorme opgestopte beer en 'n ingeoefende glimlag. Die seun het televisie gekyk en het skaars sy gesig gedraai om haar te sien. Hallo, liewe, het sy met oordrewe soetheid gegroet. Hoe voel jy? Goed, het Matthias droog geantwoord en weer na die verkyk. Ek het vir jou 'n geskenk gebring, het Elise voortgegaan en die beer op die bed geplaas. Is dit nie oulik nie? Ek het gedink dit kan jou geselskap hou terwyl jy hier is. Matthias het sonder entoesiasme na die speelding gekyk. Dankie, maar ek is 12, nie 5 nie. Elide het 'n lag geforseer. Natuurlik, natuurlik. Jy is reeds 'n groot seun. Dit was net 'n dom impuls van my kant. 'n Ongemaklike stilte het gevolg, met Elise wat angstig na die deur gekyk het en gewag het op die aankoms van die fotograaf wat Paul strategies geplaas het om die roerende oomblik van versoening vas te vang. Matthias het sy weer probeer en op die rand van die bed gesit. Ek wil hê jy moet weet hoe jammer ek is oor wat gebeur het. Dit was 'n verskriklike ongeluk. Ek sou jou nooit iets aandoen nie. Die seun het haar uiteindelik aangekyk, sy oë was verrassend volwasse en skerp van insig. U het geweet van my allergie, Elide. Pa het u 1000 keer gewaarsku. Ek weet, liewe, ek weet. Ek was afgelei, het met belangrike mense vir die galery gepraat. Dit was 'n verskriklike fout. Dit is nie die eerste keer dat u iets belangriks oor my vergeet nie, het Matthias voortgegaan, sy stem kalm, maar ferm. U vergeet altyd my mediese afsprake, my sokkerwedstryde, my skoolaanbiedings. Elide het haarself vasgekeer gevoel. Hoe kon 'n 12-jarige seun so welsprekend en direk wees? Matthias, ek is 'n baie besige vrou. Ek het 'n veelleisende loopbaan, belangrike sosiale verpligtinge. Soms kan besonderhede ontsnap, maar dit beteken nie dat ek nie vir jou omgee nie. Besonderhede, het Matthias ongelowig herhaal. My allergie is nie 'n detail nie. Ek kon gister gesterf het. Die deur het op daardie oomblik oopgegaan en 'n verpleegster het diskreet ingekom, verras om die fotograaf te sien. Verskoon my, wie het foto's hier gemagtig? Dit is 'n mediese herstelomgewing, nie 'n ateljee nie. Hy is by my, het Elide haastig verduidelik. Ek dokumenteer my stiefseun se herstel vir die ondersteuners van die stigting. Ek is jammer, mevrou, maar sonder uitdruklike magtiging van die verantwoordelike persoon vir die pasiënt en die hospitaal word foto's nie toegelaat nie. Ek sal u moet vra om te vertrek. Elide het opgestaan, geïrriteerd, maar het haarself in bedwang gehou. Natuurlik, ek verstaan. Ons was reeds op pad, nie waar nie, Matthias? Die seun het nie geantwoord nie, en het haar net dopgehou met 'n uitdrukking wat verligting en agterdog gemeng het. Word gou beter, liewe, het Elise afskeid geneem en sy voorkop gesoen ondanks sy duidelike weerstand. Ek sal later met jou pa terugkom. In die gang ver weg van die verpleegster se ore, het Elise na die fotograaf geskree, het jy iets nuttigs gekry? 'n Paar goeie foto's van julle wat praat, mevrou wat sy hand vashou. Dit kan gebruik word. Uitstekend. Stuur dit dadelik na Paul.
Ons het daardie foto's nodig voor die perskonferensie. In 'n eksklusiewe butiek in die VA waterfront het Reino emosioneel dopgehou terwyl Joachim nuwe klere aanpas. Die seun was sigbaar ongemaklik met die situasie, veral met die verkoopsters wat hom omring het met oordrewe glimlagte en aandag. "Ek het nie soveel nodig nie," het hy geprotesteer en na die hoop klere gekyk wat Reino gekies het. "Net een stel is genoeg." Joachim het Reino geduldig verduidelik, "Jy het meer as een stel klere nodig. Jy het klere nodig vir verskillende situasies, temperature. En onthou, dit is nie liefdadigheid nie. Dit is dankbaarheid." Die seun het gesig berus. Die verkoopster het 'n spieël gebring sodat hy homself met die volledige stel kon sien, handelsnaam Ians, polohemp, nuwe tekkies. Vir 'n oomblik het Joachim amper nie die refleksie herken nie. Hy het soos 'n ander seun gelyk, een wat tot enige normale gesin kon behoort. "Het jy daarvan gehou?" het Reino gevra en sy uitdrukking opgemerk. "Dit is anders," het Joachim geantwoord, onbekwaam om toe te gee hoeveel hy daarvan gehou het. Na die butiek het hulle na 'n restaurant in dieselfde winkelsentrum gegaan. Joachim was nog nooit in so 'n plek nie en was duidelik geïntimideer deur die eetgerei, die spyskaart, die ongeskrewe reëls wat almal blykbaar geken het, behalwe hy. "Jy kan bestel wat jy wil," het Reino aangemoedig. "Ek weet nie wat die helfte van hierdie dinge is nie," het Joachim skaam erken. Reino het met begrip geglimlag. "Wat as ek iets bestel waarvan ek dink jy sal hou?" Die seun het geknik, verlig. Toe die kos aankom, sappige gourmetburger met patat, het sy oë groot geword. Dit was meer kos as wat hy gewoonlik in hele dae gesien het. "Eet stadig," het Reino aangeraai en sy angs opgemerk. "Ons het al die tyd in die wêreld." Terwyl hulle geëet het, het Reino die seun met toenemende bewondering dopgehou. Ten spyte van alle teenspoed het Joachim 'n indrukwekkende waardigheid behou. Hy het vinnig aangepas, dopgehou hoe Reino die eetgerei vasgehou het en sy gebare nageboots. Hy was intelligent, skerp van insig en bovenal, hy het 'n morele sin gehad wat baie bevoorregte volwassenes nie besit het nie. "Joachim," het Reino begin, nadat hulle die nagereg voltooi het, "het jy enige droom? Iets wat jy nog altyd wou doen of wees?" Die seun het verbaas gelyk oor die vraag. Niemand het nog ooit in sy drome belang gestel nie. "Droom," het Joachim herhaal, asof hy die woord toets. "Ek het nooit veel daaroor gedink nie. Droom is vir diegene wat kan droom. Ek dink net daaraan om elke dag te oorleef." Die antwoord het Reino soos 'n vuis in die maag getref. "So jonk en reeds so sonder hoop." "Almal kan droom, Joachim," het hy sagkens geantwoord. "Droom kos niks nie." Die seun het vir 'n paar oomblikke stil gebly en met die servet gespeel. Ek dink ek sal graag wil studeer. My ouma het altyd gesê dat onderwys die enigste ding is wat niemand van ons kan wegneem nie." "Jou ouma was 'n wyse vrou," het Reino opreg beïndruk opgemerk. "Het jy voorheen skool gegaan?" "Ja, tot die 5de jaar. Nadat ek alleen was, het ek probeer voortgaan, maar dit is moeilik. Sonder 'n vaste adres, sonder 'n verantwoordelike persoon om dokumente te teken, sonder skoolbenodigdhede het ek uiteindelik opgegee." Reino het 'n vasberadenheid binne in hom voel groei. Hierdie seun het 'n kans verdien. "Joachim, as jy wil, kan ek jou help om weer te studeer. Ek ken goeie skole, ek kan alles voorsien wat nodig is." Die seun se oë het vir 'n oomblik opgehelder, maar die agterdog het vinnig teruggekeer. "Hoekom? Hoekom sou u dit vir my doen?" "Omdat jy my seun se lewe gered het," het Reino eenvoudig geantwoord. "En omdat almal 'n kans verdien." Voordat Joachim kon antwoord, het Reino se selfoon gelei. Dit was Garina. "Meneer Marais, ek is in die hospitaal. Ek dink u moet gou terugkom." Elise was hier met 'n fotograaf en het probeer om foto's met Matthias te neem. Die verpleegster het hulle verhoed, maar die seun is nogal ontsteld. "Ek sal oor 20 minute daar wees," het Reino geantwoord en met 'n bekommerde uitdrukking neergesit. "Het iets gebeur?" het Joachim gevra en die verandering in sy gesig opgemerk. "Niks ernstigs nie, maar ons moet terug aan hospitaal toe." "Wil jy nog Matthias sien?" "Natuurlik." Gedurende die rit in Reino se luukse motor het Joachim die stad deur die venster dopgehou, verwonderd oor die ervaring. Hy was skoon, goed geklee, gevoed en op pad om die seun te besoek wat hy, ironies genoeg, gered het. Dit was te surrealisties om te glo. "Hoe het jy geweet?" het Reino skielik gevra. "Hoe weet ek wat geweet?" "Oor Elide."
Jy het gesê mens kon sien dat sy nie baie van Matthias gehou het nie, aan die manier waarop sy met hom gepraat het. Hoe het jy dit opgemerk? Joachim het sy skouers opgetrek. Wanneer jy op straat woon, leer jy mense lees. Dit is 'n kwessie van oorlewing. Ons kan sê wie 'n muntstuk sal gee, wie sal voorgee dat hulle nie gesien het nie, wie die polisie sal bel, dit is alles in die blik, in die manier van loop, in die manier van praat. En wat het jy in haar gesien? Ek het gesien dat sy met hom gepraat het asof hy 'n ongerief was. Asof dit 'n vervelige verpligting was. Daar was geen liefde nie, weet jy? Sy het geglimlag, maar die glimlag het nie haar oë bereik nie. Reino het oor daardie woorde nagedink, so eenvoudig en so diep. 'n Straatseun het in minute gesien wat hy in jare van saamwoon nie kon sien nie. In die hospitaal het hulle Matthias opgewonde gevind, besig om geanimeerd met Garina te praat. Pa, het hy uitgeroep toe hy Reino sien inkom. Sy oë het egter dadelik op die onbekende seun gefokus wat hom vergesel het. Is dit hy? Die seun wat my gered het? Reino het geglimlag. Ja, dit is Joachim. Joachim, my seun Matthias. Daar was 'n oomblik van ongemaklike stilte met die twee seuns wat mekaar bestudeer het, nuuskierig en huiwerig. Hallo, het Joachim uiteindelik skaam gegroet. Hallo, het Matthias ewe skaam geantwoord. Dankie vir jy weet dat jy gewaarsku het oor die sap. Dis niks. Ek is bly jy is reg. Die aanvanklike ys gebreek, het Matthias Joachim begin bestook met vrae, hoe hy van die allergie geweet het, hoe hy in die saal gekom het, wat gebeur het nadat hy uitgesit is. Joachim, aanvanklik gereserveerd, het geleidelik losgelaat en sy avontuur met toenemende entoesiasme beskryf. Reino en Garina het die interaksie dopgehou, verras oor die gemak waarmee die twee seuns 'n verbintenis gevestig het. Dit is ongelooflik hoe kinders sosiale grense soveel makliker oorkom as volwassenes, het Garina saggies opgemerk. Ja, vir hulle is dit eenvoudig, het Reino ingestem. Een het die ander gered, nou is hulle vriende. Sonder komplikasies, sonder agterdog. En wat is die plan nou, meneer? Marais, het Garina nuuskierig gevra. Vir Joachim, bedoel ek. Reino het gehuiwer. Ek het nog nie 'n vaste plan nie. Vereers het ek hom hulp aangebied om weer te studeer. Hy het genoem dat dit 'n droom was. Dit is 'n goeie begin. Maar wat van die res? Waar sal hy woon? Wie sal sy wettige voog wees? Dit was vrae waarop Reino nog nie antwoorde gehad het nie. Die idee wat in sy gedagtes begin vorm het gelyktydig voor die hand liggend en skrikwekkend gelyk. Een ding op 'n slag, dokter, het hy uiteindelik geantwoord. Eers moet ek die situasie met Elise oplos. Het u gesê sy was hier met 'n fotograaf? Garina het geknik en die besonderhede van die voorval vertel. Die verpleegster het berig dat Elise meer bekommerd gelyk het oor die foto's as oor Matthias se welstand, en die seun was sigbaar ongemaklik met haar teenwoordigheid. Dit moet stop, het Reino gemompel, meer vir homself as vir Garina. Op daardie oomblik het sy selfoon vibreer met 'n kennisgewing. Dit was 'n nuuswaarskuwing, Elise Mouton hou perskonferensie om voorval met allergiese stiefseun te verduidelik. Reino het bleek geword en dadelik die regstreekse video oopgemaak. Elise, onberispelik geklee en gegrimeer, het met 'n uitdrukking van bestudeerde spyt gepraat. 'n Verskriklike ongeluk wat met enige pa of ma kon gebeur het. Ons is almal onderhewig aan oomblikke van afleiding, veral tydens belangrike sosiale geleenthede. Die belangrikste is dat Matthias reg is, vinnig herstel danksy vinnige mediese aandag. Reino en ek is ewig dankbaar vir die jong held wat ons gewaarsku het, en ons is daartoe verbind om hom op te spoor om ons dankbaarheid en ondersteuning te bied. Sy gebruik dit, het Reino ongelowig gemompel. Sy gebruik die ongeluk, sy gebruik jou, het hy voortgegaan en na Joachim gekyk wat nou sy nuwe tekkies aan 'n beïndrukte Matthias gewys het, om haar beeld skoon te maak. Meneer Marais, het Garina sagkens haar hand op sy arm geplaas, ek dink ons moet privaat praat. Hulle het die gang ingegaan en die seuns agtergelaat, vermaak met hul gesprek. Wat ek hier nou gaan vertel, is as dokter, nie as vriendin of bekende nie, het Garina ernstig begin. Ek het ernstige kommer oor die gedragspatroon wat ek by u lewensmaat waargeneem het. Die konsekwente nalatigheid met die mediese behoeftes van 'n kind is nie net 'n af en toe onverskilligheid of vergeetachtigheid nie. In gevalle soos hierdie is daar dikwels 'n opsetlike komponent. Suggereer u dat Elise opsetlik Matthias se behoeftes ignoreer, het Reino gevra, sy stem laag en gespanne.
Ek suggereer dat sy dalk nie emosioneel toegerus of gewillig is om ouerlike verantwoordelikhede te aanvaar nie. En dit stel u seun in gevaar. Reino het vir 'n oomblik sy oë gesluit en daardie woorde geabsorbeer. In sy hart het hy reeds geweet. Hy het dit nog altyd geweet, maar dit was makliker om te ignoreer, om voor te gee dat Elise net tyd nodig gehad het om aan te pas by die rol van stiefma. Wat moet ek doen? As dokter is my hoofsaaklike bekommernis Matthias se welstand. Hoe voel hy oor haar? Het julle al openlik daaroor gepraat? Reino het sy kop ontkennend geskud. Ek het nooit direk gevra nie. Miskien was ek bang vir die antwoord. Miskien is dit tyd om te vra, het Garina sagkens voorgestel. Toe hulle terugkeer na die kamer, het hulle Matthias gevind wat Joachim geleer het om 'n speletjie op die tablet te speel. Die twee het gelag, heeltemal verdiep, asof hulle mekaar al jare lank geken het. Seuns, het Reino geroep, ons moet 'n ernstige gesprek voer. Die twee het hul oë opgelig, onmiddellik op hul hoede. Matthias, het Reino begin en op die rand van die bed gesit. Ek moet jou 'n belangrike vraag vra, en ek wil hê jy moet heeltemal eerlik wees, oké? Daar is geen regte of verkeerde antwoord nie. Die seun het geknik, angstig. Hoe voel jy oor Elide? Matthias het verbaas gelyk oor die direkte vraag. Hy het kortliks na Joachim gekyk, asof hy moed gesoek het, voordat hy geantwoord het. Ek hou nie baie van haar nie, pa. Sy gee voor sy gee om vir my as jy naby is, maar as ons alleen is, praat sy skaars met my. Soms voel ek dat sy my blameer omdat ek jou tyd opneem of jou planne bederf. Die pynlike opregtheid van daardie woorde het Reino diep getref. Hoe kon hy so blind gewees het? Hoekom het jy my dit nie voorheen vertel nie, seun? Matthias het sy skouers opgetrek, ongemaklik. Jy het gelyk asof jy gelukkig was met haar. Nadat ons alleen was, het jy so hartseer geword. Toe jy Elise ontmoet het, het jy weer begin glimlag. Ek wou dit nie bederf nie. Reino het die trane in sy oë voel opkom. Sy seun, net 'n kind, het sy eie emosionele welstand opgeoffer om sy pa se geluk te bewaar. Matthias, luister goed, het hy gesê en sy seun se hande vasgehou. Jy is die belangrikste persoon in my lewe. Jou geluk, jou welstand, kom voor enigiets anders. Altyd. As Elise of enige ander persoon jou sleg laat voel, wil ek weet. Beloof jy dat jy my sal vertel? Die seun het geknik, sigbaar verlig om uiteindelik sy geheim te deel. En wat gaan nou gebeur, het hy huiwerig gevra. Met Elise bedoel ek. Reino het diep asem gehaal en vinnig na Garina gekyk, wat die toneel met professionele diskresie dopgehou het, en na Joachim, wat gefascineer gelyk het deur die gesinsdinamika wat hy nooit ervaar het nie. Ek sal met Elise praat, het Reino uiteindelik geantwoord. Ons verhouding moet heroorweeg word. Maar dit is nie iets waaroor jy jou nou hoef te bekommer nie, seun. Konsentreer net op jou herstel. Matthias het geknik en ligter gelyk, asof 'n gewig van sy skouers verwyder is. Hy het sy aandag terug na Joachim gedraai. Kan jy my by die huis besoek wanneer ek hier vandaan kom? Ek het 'n PlayStation 5 en ons kan saam speel. Joachim het na Reino gekyk, onseker. Kan ek? Natuurlik kan jy, het Reino met 'n glimlag bevestig. Trouwens, hy het gehuiwer en oorweeg wat hy op die punt was om voor te stel. Joachim het nou geen plek om te bly nie. Ek het gedink of hy nie vir 'n paar dae by ons kon bly nie, totdat ons sy situasie oplos. Wat dink jy, Matthias? Die seun se gesig het onmiddellik opgehelder. Dit sal ongelooflik wees. Ons het verskeie leekamers en hy kan in die een langs myne bly. Reino het hom na Joachim gedraai, wat gelyktydig hoopvol en bang gelyk het. Wat sê jy, Joachim? Sal jy ons gasvryheid vir 'n paar dae aanvaar? Net totdat ons 'n meer permanente oplossing vir jou vind. Ek weet nie, het die seun geantwoord, duidelik in konflik. Ek wil nie 'n las wees nie, nie moeite gee nie. Jy sal nie 'n las wees nie, het Reino verseker. 'n Eer om jou in ons huis te ontvang. Garina, wat tot dan toe in stilte dopgehou het sagkens tussen beide getree. Joachim, soms kan dit net so moeilik wees om hulp te aanvaar as om dit aan te bied. Maar dink daaraan as 'n geleentheid, nie as liefdadigheid nie. Maar hy stel dit nie uit jammerte voor nie, maar omdat hy opreg wil vergoed vir wat jy vir sy gesin gedoen het. Joachim het daardie woorde oorweeg en afwisselend na Garina, Reino en Matthias gekyk, wie se oë stilweg gesmeek het dat hy moes aanvaar. Goed dan, het hy uiteindelik ingestem.
Net vir 'n paar dae, totdat ons besluit wat om daarna te doen. Uitstekend, het Matthias entoesiasties uitgeroep. Dit sal wees soos om 'n broer te hê. Die woord broer het in die lug gehang, gelaai met betekenis, wat veroorsaak het, dat al die volwassenes in die kamer betekenisvolle blikke gewissel het. Die volgende dag is Matthias uit die hospitaal ontslaan. Op pad huis toe, op die agtersitplek van Reino se sportnutsvoertuig, het die twee seuns geanimeerd gepraat oor videospelletjies, films en al die onderwerpe wat deel was van die wêreld van kinders van hul ouderdom. Vir enige iemand wat hulle gesien het, sou dit moeilik wees om te dink dat hulle tot 2 dae tevore volkome vreemdelinge van radikaal verskillende wêrelde was. Die Marais herhuis, geleë in die luukse woonbuurt Bishopshout, het Joachim stom geslaan gelaat. Die elektroniese hek het oopgegaan om 'n indrukwekkende eiendom te onthul, noukeurig versorgde tuine, 'n 3-verdiepinghuis met moderne argitektuur, swembad, tennisbaan. "Is dit jou huis?" het hy ongelowig gevra. "Ja," het Reino geantwoord en die seun se reaksie deur die trispieël dopgehou. "Welkom." Matthias, opgewonde, het die rol van gasheer aangeneem en Joachim op 'n volledige toer deur die herehuis gesleep, elke kamer gewys, elke detail wat hy indrukwekkend geag het. Die straatseun het verbouwereerd gevolg en probeer om die omvang van die rykdom wat hom omring het, te verwerk. "En dit sal jou kamer wees," het Matthias uiteindelik aangekondig en die deur oopgemaak van 'n ruim kamer versier in neutrale kleure, met 'n koninginrote bed, platskerm televisie, studeerkamer en privaat badkamer. "Is dit 'n kamer?" het Joachim perpleks gevra. "Dit is groter as die hele woonstel waar ek by my ouma gewoon het." Matthias het gelag, sonder om werklik die omvang van die kultuurskok wat sy nuwe vriend ervaar het, te begryp. "Ek sal jou laat tuismaak," het Reino gesê, wat hulle stilweg gevolg het. "Joachim, beskou jouself heeltemal tuis. Daar is klere in die kas, ek het 'n paar basiese items in jou grootte laat koop. As jy iets nodig het, enigiets, vra net vir Tannie Sari, ons huishoudster, of direk vir my." "Dankie," het Joachim gemompel, nog besig om die surrealistiese situasie waarin hy hom bevind het, te verwerk. Toe Reino uitgegaan het Matthias op die rand van die bed gesit. "Tjoel, ek het nog nooit 'n vriend gehad wat hier woon nie. Dit gaan wonderlik wees." Joachim het geknik en 'n glimlag geforseer. Die waarheid is dat, hoe ongelooflik dit alles ook al was, dit ook diep intimiderend was. Dit was nie sy wêreld nie. Hy het nie geweet hoe om homself te gedra nie, watter reëls om te volg, watter verwagtinge om te voldoen nie. "Is jou pa altyd so? So vrygewig?" het hy huiwerig gevra. "My pa is die beste," het Matthias trots geantwoord. "Hy was nog altyd so, selfs voor jy weet. My ma was dieselfde. Hulle het altyd mense gehelp, het sosiale projekte gehad, het donasies gegee. Die stigting wat my ma se naam dra, help duisende kinders elke jaar." "Jou ma, wat het met haar gebeur?" het Joachim fyn gevra en die melding van die liefdadigheidsgeleentheid ter ere van die oorlede vrou onthou. Matthias se gesig het hartseer geword. "Sy het siek geword toe ek 7 was. Kanker. Sy het hard geveg, maar op die ou end. Sy stem het gebreek. Dit was 3 baie moeilike jare, maar pa sê altyd ons was gelukkig om behoorlik afskeid te neem, om alles te sê wat ons moes sê." Joachim het geknik en die pyn van verlies beter verstaan as wat baie kon dink. "Ek is jammer." "Dis reg," het Matthias geantwoord en diskreet 'n traan weggevee. "En jy? Wat het met jou ouers gebeur?" Die vraag het Joachim onverwags betrap, al was dit perfek verwag. "My pa, ek weet nie wie hy is nie. Ek het hom nooit geken nie. My ma sy het my by my ouma gelos toe ek 5 was. Sy het gesê sy gaan in 'n ander stad werk en sal terugkom om my te kom haal, maar sy het nooit weer verskyn nie. En jou ouma? Sy het my so goed moontlik versorg. Sy was 'n skoonmaker, het hard gewerk sodat ons die huur kon betaal en kos op die tafel kon hê. Sy het hartprobleme gehad, maar ons kon nie private dokters bekostig nie. Verlede jaar het sy 'n hartaanval gehad en kon nie oorleef nie." Matthias het na sy nuwe vriend gekyk met 'n mengsel van deernis en bewondering. "Jy is baie dapper, het jy geweet. Ek weet nie of ek alleen op straat sou kon oorleef nie." "Mens doen wat mens moet doen," het Joachim geantwoord met die geforseerde volwassenheid van iemand wat te vinnig groot geword het. "Ek het geen keuse gehad nie. Dit was oorleef of..."
Hy het nie die sin voltooi nie, 'n gemaklike stilte het tussen hulle ingetree, elkeen het nagedink oor die verliese wat hulle gelei het, en die lot wat hulle op so 'n onwaarskynlike manier bymekaar gebring het. Kom, het Matthias uiteindelik gesê en opgestaan. Ek sal jou die speelkamer wys. Ek is seker jy sal daarvan hou. Terwyl die seuns hulle self vermaak het, het Reino hom voorberei vir 'n moeilike gesprek. Elise het verskeie kere gebel, maar hy het vermy om te antwoord, en het tyd nodig gehad om sy gedagtes te orden en presies te besluit hoe hy die situasie sou hanteer. Sittend in sy kantoor het hy die afgelope 2 jaar van hul verhouding geestelik hersien. Hy het Elise ontmoet by 'n liefdadigheidsveiling, ongeveer 2 jaar na Beatrice se heengaan. Sy was skitterend, welsprekend, blykbaar passievol oor kuns en sosiale sake, alles wat hy waardeer het. Die verhouding het vinnig gevorder en binne 'n paar maande het sy reeds na die herehuis ingetrek. Aanvanklik het alles perfek gelyk. Elise het haar ingespan om Matthias te behaag, het geskenke gebring, uitstappies georganiseer. Maar met verloop van tyd het dit wat Reino as 'n aanpassingsperiode geïnterpreteer het, haar ongemak met die seuns se roetines, die onwilligheid om ouerlike verantwoordelikhede te aanvaar, haar ware aard geopenbaar. Sy wou nie 'n ma wees nie. Sy wou nooit. Hoekom het hy dit nie voorheen opgemerk nie? Die antwoord was pynlik eenvoudig, hy wou nie sien nie. Die eensaamheid na die verlies van Beatrice was oorweldigend. In Elise het hy nie net 'n lewensmaat gevind nie, maar 'n reddingsboei, iemand wat hom weer lewendig laat voel het. Hy het sy oë gesluit vir die tekens, vir haar toenemende onbelangstelling in Matthias, vir die manier waarop sy alle ouerlike verantwoordelikhede aan oppassers, bestuurders, werknemers gedelegeer het. Die interkom op sy lesenaar het gelei en sy gedagtes onderbreek. Meneer Reino, mevrou Elise is hier, het Tannie Sari se stem aangekondig. Hy het diep asem gehaal. Vra haar asseblief om in te kom en my in die kantoor te ontmoet. Minute later het Elise ingekom, onberispelik geklee in 'n elegante stel, haar gesig 'n masker van bestudeerde kommer. Reino, uiteindelik. Hoekom het jy nie my oproepe beantwoord nie? Ek was so bekommerd. Sit, Elise, het hy koud geantwoord en na die stoel voor hom gewys. Ons moet praat. Haar uitdrukking het subtiel verander toe sy die ernstige toon opmerk. Sy het elegant gesit en haar bene gekruis. Natuurlik, liewe. Waaroor? Ek het vanoggend jou perskonferensie gesien, het hy begin en sy stem beheer gehou. Interessant hoe jy 'n voorval wat amper my seun se lewe gekos het, omskep het in 'n persoonlike bemarkingsgeleentheid. Elise het effens bleek geword. Reino, moenie onregverdig wees nie. Daardie perskonferensie was nodig om die feite te verduidelik, om kwaadwillige spekulasie te vermy. Die pers het reeds absurde narratiewe oor opsetlike nalatigheid geskep. En was dit nie opsetlike nalatigheid nie, het hy gevra en vorentoe geleun. Hoeveel keer het ek jou gewaarsku oor Matthias se allergie, Elide? 10, 20, 100. Dit was 'n ongeluk, het sy haarself verdedig en haar stem verhef. Ek was afgelei, het met belangrike mense vir die galery gepraat. Jy weet hoe belangrik daardie geleentheid vir my was. Ja, vir jou. Altyd vir jou. Alles draai altyd om jou, nie waar nie? Jou geleenthede, jou loopbaan, jou openbare beeld. Elide het verontwaardig opgestaan. Dit is nie regverdig nie. Ek het my ingespan om deel van hierdie familie te wees, om my lewe aan jou en Matthias aan te pas. Dit is nie maklik om die rol van ma aan te neem vir 'n kind wat reeds sy biologiese ma verloor het nie. Reino het ook opgestaan en haar ferm aangekyk. En is dit wat jy gedoen het, Elise? Die rol van ma aangeneem? Want vanuit Matthias se perspektief, en nou ook myne, het jy nooit die minste opregte belangstelling in hom getoon nie. Jy het nooit probeer om hom werklik te leer ken nie, om sy behoeftes, sy vrese, sy vreugdes te verstaan nie. Dit is belaglik, het sy teruggeskree, maar haar stem het nie meer dieselfde oortuiging gedra nie. Ons het net verskillende ouerlike style. Nie almal hoef 'n versmorende superma te wees soos Beatrice was nie. Die melding van Beatrice in daardie respektlose toon was die laaste strooi. Moenie dit waag om so oor Beatrice te praat nie, het Reino gesê, sy stem gevaarlik laag. Sy was alles wat jy nooit sal kan wees nie, opreg, liefdevol, altruïsties. Elide het bitter gelag. Ag, natuurlik, die heilige Beatrice. Niemand sou haar ooit kon vervang nie, nie waar nie. Miskien is dit die ware probleem, Reino.
Jy het nooit oor jou kosbare vrou gekom nie, het my nooit 'n regte kans gegee nie. Ek het jou alle kansse gegee, Elise. Jare van hulle. En by elke geleentheid het jy bewys dat jou prioriteit nog altyd jouself was. Die voorval in die hotel was net die hoogtepunt van 'n patroon wat bestaan sedert ons mekaar ontmoet het. Iets in sy toon, in die fermheid van sy woorde, het Elise laat besef dat die situasie ernstiger was as wat sy gedink het. Sy het van taktiek verander en hom genader met 'n smeekende uitdrukking. Reino, kom ons praat rustig, het Elise gesmeek en haar stem versag. Ek weet ons is almal geskok oor wat gebeur het. Dit is natuurlik om skuldiges te soek wanneer iets so skrikwekkend met iemand gebeur vir wie ons lief is. Maar dit definieer nie wie ek is nie, dit definieer nie ons verhouding nie. Jy is reg, het Reino geantwoord en haar verras. Die voorval definieer nie ons verhouding nie. Dit het dit net met onmiskenbare helderheid belig. Dit het ons presies gewys wat nog altyd daar was, maar wat ek geweier het om te sien. Elide het 'n koue rilling in haar rug gevoel. Daar was iets definitief in sy toon, 'n besluit wat sy nog nooit voorheen gehoor het nie. Wat probeer jy sê, het sy gevra en probeer om haarself in bedwang te hou. Ek sê dit is verby, Elise. Ons verhouding eindig hier. Die woorde het in die lug tussen hulle gehang, swaar en onherroepelik. Elise het bleek geword, onbekwaam om te glo dat daardie man, wat nog altyd aan haar gulle toegegee het, wat nog altyd vrede ten alle koste gesoek het, regtig alles beëindig het. Jy kan nie ernstig wees nie, het sy gemompel. Ek was nog nooit so ernstig in my lewe nie, het Reino verseker. Ek wil hê jy moet jou tasse pak en vandag nog uit hierdie huis gaan. Reino, wees redelik. Ek kan nie sommer so van die een oomblik na die ander uitgaan nie. Ek het afsprake, ek het die galery. Die galery is joune, soos dit nog altyd was. Jou loopbaan, jou afsprake bly ongeskonde. Ek beëindig ons verhouding, vernietig nie jou lewe nie. Elise het diep asem gehaal en probeer om beheer te herwin. En as ek weier om uit te gaan? Ons het 2 jaar se verhouding gevestig te saamwoon. Ek het regte. Watter regte presies, Elide? Hierdie huis is in my naam. Ons het nooit getrou nie, het nooit 'n stabiele verbintenis geformaliseer nie. As jy dit wetlik wil betwis, doen gerus, maar ek kan verseker dat ek meer hulpbronne en redes as jy het om 'n regstryd te voer. Sy kalm en ferm toon het haar nog meer destabiliseer. Dit was nie die Reino wat sy geken het nie, die vriendelike man wat konfrontasies ten alle koste vermy het. Skielik het sy verstaan dat hy verander het, getransformeer deur die amper verlies van sy seun en, dalk, deur die invloed van daardie verdomde straatseun. Is dit as gevolg van hom, het sy skielik gevra. Daardie indringerseun. Wat het hy vir jou gesê? Watter leuns het hy oor my versin? Joachim hoef niks te sê nie. Jou dade het vir hulself gepraat, 'n seun wat niks gehad het nie, wat op straat gewoon het meer opregte kommer vir Matthias getoon as wat jy ooit in 2 jaar getoon het. Die melding van die seun se naam het Elide se vermoedens bevestig. Het jy daardie marginaal in ons huis gebring, het sy verskrik gevra. Reino, dit is waansin. Jy weet niks van hom nie, van sy geskiedenis nie. Dit kan gevaarlik wees, hy kan beplan om ons te beroof. Reino het sonder humor gelag. Is dit jou bekommernis? Dat hy ons van 'n paar materiële voorwerpe sal beroof? Nie dat hy die lewe van jou stiefseun gered het nie. Natuurlik is ek dankbaar vir wat hy gedoen het Elise haastig gesê en haar fout besef. Ek dink net daar is meer gepaste maniere om dankie te sê. Ons kan 'n donasie aan 'n instelling in sy naam gee, 'n beurs instel, enigiets. Maar om hom hier te laat woon. Dit is onverskillig, dit is onverantwoordelik. Nee, Elide. Wat onverantwoordelik is om toe te laat dat jy 'n toksiese teenwoordigheid in my seun se lewe bly. Haar gesig het verhard, die masker van kommer het uiteindelik heeltemal afgeval. Jy sal spyt wees hieroor, Reino. Ek het 'n openbare beeld om te bewaar, magtige kontakte. Ek kan jou lewe 'n hel maak. Bedreig jy my? Ek is net realisties. Dink mooi voordat jy 'n onomkeerbare besluit neem. Reino het haar vir 'n lang oomblik aangekyk en uiteindelik die vrou gesien wat sy werklik was, sonder die filters van fisiese aantrekkingskrag of emosionele behoefte wat hom so lank blind gemaak het. Tannie Sari het reeds jou tasse gepak, het hy uiteindelik gesê en na die deur gedraai. Bestuurder sal jou na die hotel van jou keuse neem. Wat jou groter besittings betref, kan jy dit môre laat afhaal.
Totsiens, Elide. Sonder om op 'n antwoord te wag, het Reino die kantoor verlaat en haar alleen gelaat met haar woede en vernedering. In die gang het hy Tannie Sari gevind, die huishoudster wat vir die gesin gewerk het sedert voor Matthias se geboorte. Is alles reg, baas, het die vrou bekommerd gevra. Dit sal regkom, Sari, het hy geantwoord en 'n moe sig geslaak. Uiteindelik sal dit regkom. Buite die kantoor, naby genoeg om die argument gehoor te het Matthias en Joachim na mekaar gekyk en verwerk wat pas gebeur het. Hulle het afgekom om versnaperinge in die kombuis te kry toe hulle die verhewe stemme gehoor het. Jou pa het met haar uitgemaak, het Joachim ongelowig gefluister. Matthias het geknik, 'n mengsel van verligting en skuld op sy gesig. As gevolg van my. En ook as gevolg van jou. Gaan hy regkom, het Joachim gevra, opreg bekommerd oor die man wat hom opgeneem het. Ja, het Matthias met verrassende selfvertroue verseker. My pa is sterk. En nou is ons 3. Die eenvoud van daardie stelling, ons 3, het Joachim diep getref. Vir die eerste keer in 'n lang tyd, het hy iets gevoel wat hy vergeet het bestaan, hoop. In die weke wat gevolg het die lewe in die Marais herhuis 'n subtiele, maar diepgaande transformasie ondergaan. Sonder die gespanne teenwoordigheid van Elise het die huis weer gelyk of dit asemhaal. Reino, bevry van die las van 'n ongelukkige verhouding, het hom volkome aan die 2 seuns gewy en 'n roetine geskep wat beide Matthias se behoeftes en Joachim se geleidelike aanpassing geakkommodeer het. Die straatseun, aanvanklik skaam en agterdogtig, het geleidelik sy verdediging laat sak. Met die hulp van Garina, wat voortgegaan het om die familie gereeld te besoek, nou nie net as dokter nie, maar as vriendin, het Joachim met terapie begin om die traumas van verlating en die lewe op straat te verwerk. Reino het ook privaat onderwysers gehuur om hom te help om die verlore tyd op skool in te haal, en hom voor te berei om uiteindelik by dieselfde instelling as Matthias aan te sluit. Regtens is die situasie met die hulp van Reino se prokureurs opgelos. Joachim is amptelik onder sy voorlopige voogdyskap geplaas, met die vooruitsig van definitiewe aanneming wanneer die aanpassingsperiode verby was. Die proses was nie sonder struikelblokke nie, daar was skeptiese maatskaplike werkers, eindelose bureaukrasie en selfs 'n poging van Elise om haar kontakte te gebruik om Reino se geskiktheid as voog te bevraagteken. Maar die sakeman se vasberadenheid, tesame met Joachim se ooglopende blom in sy nuwe omgewing, het alle hindernisse oorkom. 6 maande na die voorval in die hotel het Reino 'n spesiale geleentheid by die hoofkwartier van die Beatrice Marais Stichting georganiseer. Dit was nie 'n liefdadigheidsdiner vir die Kaapstadse elite nie, maar 'n inhuldigingsseremonie van die nuwe Joachim Silva Opvang en Ontwikkelingsinstituut, 'n ambisieuse projek gerig op straatkinders. Die saal was vol, maar hierdie keer was die gaste nie net sakemanne en sosiale vlinders nie. Daar was maatskaplike werkers, opvoeders, vrywillige dokters en veral kinders, tientalle van hulle, van alle ouderdomme, wat die eerste begunstigdes van die program sou wees. Op die verhoog het Reino die mikrofoon verstel en met trots na Matthias en Joachim gekyk, wat in die eerste ry langs Garina gesit het. Welkom, het hy begin, nuwe hoofstuk in die geskiedenis van die Beatrice Marais Stichting. Vandag vier ons nie net die inhuldiging van 'n instituut nie, maar die transformerende krag van 'n eenvoudige daad van aandag en sorg. Hy het 'n pouse geneem, sy trane gevulde oë het Joachim se ontmoet, wat skaam geglimlag het. 6 maande gelede het 'n seun wat absoluut niks materieels gehad het om aan te bied nie, die grootste moontlike geskenk aan ons familie gegee, die lewe van my seun. Hy het my nie geken nie, het Matthias nie geken nie, het geen verpligting of belangstelling gehad om betrokke te raak nie. Maar hy het iets opgemerk wat ons almal, bevoorregte volwassenes, nie kon sien nie, 'n dreigende gevaar vir 'n kind. En hy het opgetree, selfs al het hy geweet dat hy geoordeel, bespot, uitgesit sou word. Die gehoor het in respekvolle stilte geluister, baie reeds emosioneel oor die storie wat die afgelope maande media aandag gekry het. Joachim het my 'n les geleer wat ek nooit sal vergeet nie, dat opregte aandag, om werklik na die ander te kyk, lewens kan red. En nie net in die letterlike sin nie, soos in die geval van my seun, maar in die breër en dieper sin. Om werklik te kyk na diegene wat ons samelewing onsigbaar maak, kan hulle red van marginalisering, wanhoop, die verlies van onskatbare menslike potensiaal. Reino het 'n wye gebaar gemaak en die hele ruimte omvat. Hierdie instituut is nie liefdadigheid nie. Dit is erkenning. Erkenning dat elke kind op die strate van ons stad 'n potensiële Joachim is, intelligent, skerp van insig, in staat tot grootsheid, as ons hom net 'n kans gee.
Hier sal ons nie net skuiling en kos bied nie, maar kwaliteit onderwys, sielkundige ondersteuning, professionele voorbereiding en bovenal waardigheid. Hy het van die verhoog afgeklim en die seuns genader. Nou wil ek graag die ware idealis van hierdie projek uitnooi om 'n paar woorde te sê. Joachim. Die seun het sy oë groot gemaak, verras. Hy is nie gewaarsku dat hy sou moes praat nie. Matthias het hom 'n klein aanmoedigende stoot gegee en hy het effens bewende op die verhoog geklim, nog nie heeltemal gewoond daaraan om die middelpunt van aandag te wees nie. Ek weet nie hoe om toesprake te hou nie, het hy huiwerig begin, sy stem het deur die klankstelsel weergalm. 6 maande gelede het ek onder afdakke geslaap, soms kos in vullistromme gesoek, sonder om van enigiets anders as om nog 'n dag te oorleef te droom. Die brutale openhartigheid van daardie woorde het 'n swaar stilte in die kamer geskep. Toe ek daardie seun, Matthias, sien wat op die punt was om iets te drink wat ek geweet het gevaarlik vir hom was, het ek nie 2 keer gedink nie. Dit was nie heldhaftigheid nie, of iets van daardie aard. Dit was instink, weet jy. Ons wat op straat leef, leer om gevaar vinnig te herken. Joachim het diep asem gehaal en vertroue gekry soos hy gepraat het. Wat daarna gebeur het, het my lewe op 'n manier verander wat ek nooit moontlik geag het nie. Ek het 'n familie gekry, 'n huis, die kans om weer te studeer. Maar die belangrikste, ek het die gevoel gekry dat ek vir iemand belangrik is. Dat ek nie onsigbaar is nie. Sy oë het Reino en Matthias ontmoet, wat hom met duidelike trots en liefde dopgehou het. Hierdie instituut bestaan sodat geen kind onsigbaar hoef te voel nie. Sodat geen seun of meisie in 'n saal vol mense hoef te skree net om opgemerk te word nie. Ek wil hê elke kind wat hier inkom moet weet dat hy of sy belangrik is, dat hy of sy waarde het, dat hy of sy verder as oorlewing kan droom. Die eenvoud en opregtheid van daardie woorde het almal teenwoordig diep geraak. Toe Joachim klaar was, het die kamer uitgebars in emosionele applous. Reino en Matthias het op die verhoog geklim en hom styf omhels. Ek is so trots op jou, het Reino in sy oor gefluister. Jy het dit gedoen, Boet, het Matthias bygevoeg, met die term wat die afgelope maande natuurlik tussen hulle geword het. Farina, wat die toneel van die eerste ry dopgehou het, kon nie haar trane bedwing nie. As dokter het sy baie soorte genesing gedurende haar loopbaan gesien, maar min so diep en transformerend soos die wat sy in daardie onwaarskynlike gesin gesien het. Na die seremonie, terwyl die gaste rondbeweeg en die fasiliteite van die instituut verken het, het Karina Reino genader, wat die 2 seuns dopgehou het wat met ander kinders in een van die ontspanningsruimtes interaksie gehad het. Dit is ongelooflik hoe goed hulle oor die weg kom, het sy opgemerk. Asof hulle bloedbroers is. Hulle is hartbroers, het Reino met 'n glimlag geantwoord. En dit is nog sterker. En wat van u, het Karina gevra, haar stem het versag. Hoe gaan dit? Reino het omgedraai om haar aan te kyk. Die afgelope maande het die dokter 'n konstante teenwoordigheid in hul lewens geword, aanvanklik as informele terapeut vir Joachim, toe as 'n gesinsvriendin en toenemend as 'n vertroueling vir Reino self. Ek is goed. Beter as wat ek in jare was, trouwens, het hy opreg geantwoord. Asof ek uiteindelik uit 'n lang slaap wakker geword het. Dinge gesien soos dit werklik is, nie soos ek dit wou hê nie. Insluitend jouself. Die vraag het hom onverwags betrap. Wat bedoel u? Karina het geglimlag. U het uself nog altyd gesien as iemand wat 'n ander persoon nodig gehad het om volledig te wees. Eers Beatrice, toe Elide. Maar in hierdie maande het ek gesien hoe u 'n innerlike krag ontdek wat u dalk nie eens geweet het u besit nie. Reino het oor daardie woorde nagedink. Dit was waar. Die verlies van Beatrice het hom verpletter en hom oortuig dat hy nooit weer heel sou wees sonder 'n lewensmaat nie. Die verhouding met Elise was, deels, 'n desperate poging om daardie leemte te vul. Ek dink ek het meer by Joachim geleer as hy by my, het hy erken. Hy het soveel oorleef, met so min ondersteuning en tog het hy sy menslikheid, sy vermoë om verander om te gee, behou. Dit het my laat besef hoe bevoorreg ek is, en hoeveel ek daardie voorreg gemors het, deur myself in selfbejammering te verdrink. Karina het sagkens aan sy arm geraak. Moenie so hard op jouself wees nie. Rou is rou. Daar is geen hiërargie van lyding nie. Reino het haar hand met syne bedek, 'n gebaar wat die afgelope weke natuurlik tussen hulle geword het. Dankie dat u gedurende alles by ons was. Ons sou dit nie sonder u kon regkry nie. Hul blikke het ontmoet en vir 'n oomblik het iets stil en betekenisvol tussen hulle deurgegaan.
Dit was nog nie romanse nie, maar dit het die potensiaal gehad om iets ewe diep en waar te word, 'n verbintenis gebaseer op wederwysige respek, gedeelde waardes en opregte liefde. Aan die ander kant van die kamer het Joachim die interaksie met 'n wetende glimlag dopgehou. In sy maande in die herehuis het hy die toenemende nabyheid tussen sy nuwe aangenome pa en die dokter opgemerk. Hy het Matthias gestoot en diskreet gewys. "Dink jy hulle gaan by mekaar wees?" het hy gevra. Matthias het sy blik gevolg en die vraag ernstig oorweeg. "Miskien. Der Karina is gaaf. Ma sou van haar gehou het." "Hoe weet jy?" "Omdat sy werklik omgee. Sy gee nie voor nie, weet jy." Joachim het geknik en die verskil perfek verstaan. In die aand na die geleentheid het die nuwe Marijsgesin na die herehuis teruggekeer. Uitgeput, maar gelukkig, het hulle in die informele sitkamer gesit en indrukke oor die dag gedeel. Die instituut sal baie mense help, het Joachim opgemerk, nog steeds verwonderd oor die omvang van die projek wat hy, op een of ander manier, geïnspireer het. "Dit is net die begin," het Reino verseker. "Ek het groot planne. Ons is in gesprek met die munisipaliteit om die program na ander gebiede van die stad uit te brei." Matthias het gegaap en homself op die bank gekrul. "Der Karina gaan aanhou om saam met ons in die instituut te werk." Reino het effens gebloos. "Ja, sy het ingestem om die mediese en sielkundige span te superviseer." "Hoekom?" Die twee seuns het medepligtige blikke gewissel, maar niks gesê nie. "Wat was dit?" het Reino gevra en die wisseling opgemerk. "Niks pa," het Matthias onskuldig geantwoord. "Ons dink net dit is gaaf dat sy naby is. Sy laat jou meer glimlag." Nou was dit Reino se beurt om sprakeloos te wees, verras deur die seun se insig. Joachim het opgestaan en gestrek. "Ek dink ek gaan slaap. Môre het ek vroeg skool." "Ek ook," het Matthias ingestem en sy aangenome broer se voorbeeld gevolg. Die twee seuns het afskeid geneem en Reino alleen gelaat met sy gedagtes. Sittend op die bank, nadinkend oor die ongelooflike reis van die afgelope maande, het hy homself 'n oomblik van diepe dankbaarheid toegelaat. Wat begin het as 'n byna dodelike tragedie, 'n nalatigheid wat sy seun se lewe kon gekos het verander in 'n reis van verlossing, ontdekking en heropbou. Sy familie, voorheen gebreek deur verlies en daarna deur die oppervlakkige verhouding met Elise, het 'n nuwe balans gevind, versterk deur die onverwagse toevoeging van Joachim en deur Karina se konstante en liefdevolle teenwoordigheid. Die seun wat niks gehad het om te gee nie, behalwe opregte aandag en sorg, het uiteindelik die kosbaarste geskenk van almal gebied, die kans om oor te begin, om die ware betekenis van familie te herleer, om te onthou dat die sterkste bande nie altyd bloedbande is nie, maar die wat gesmee word deur bewuste keuses om lief te hê en te beskerm. In sy kamer het Joachim 'n laaste keer by die venster uitgekyk voordat hy gaan lê het, en die stad dopgehou wat hom eendag op sy koue sypaadjies gehuisves het en wat nou voor hom gestrek het as 'n horison van moontlikhede. Iewers daar buite het ander kinders soos hy nog geveg om nog 'n dag te oorleef. Maar nou, danksy sy impulsiewe gebaar daardie aand in die hotel, sou sommige van hulle 'n ander kans kry. Die lewe was onvoorspelbaar, het hy gedink, terwyl hy homself onder die sagte lakens gekrul het. Soms moet ons alles verloor om te vind wat werklik belangrik is. Soms moet ons in 'n vol saal skree om uiteindelik gehoor te word. En soms, net soms, luister iemand regtig. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Joachim en Matthias julle harte geraak het. Hierdie narratief oor opregte aandag, ware familie en tweede kanse herinner ons daaraan dat dit dikwels die mense is wat ons as onsigbaar beskou, wat die krag het om ons lewens te transformeer. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende verhale. Vind dit hier aan die linkerkant van die skerm. As hierdie narratief jou hart geraak het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en jou like op hierdie video te gee nie. Elke dag bring ons unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe ondersoek, met karakters wat lank na die einde in ons geheue bly. Vertel ons in die kommentaar watter oomblik van hierdie verhaal jou die meeste ontroer het. Ons sien daarna uit om julle indrukke te lees.